Kom ons raak stil en laat die Here ons ontmoet vanoggend uit Handelinge, en dit gaan ook ons nuwe reeks wees, Handelinge 4 vers 12. En die saligheid is in niemand anders behalwe Jesus Christus nie, want daar is ook geen ander naam as die naam van Jesus Christus onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Dis die naam bo alle name, die naam van Jesus Christus. Mag ek julle vanoggend almal groet en sluit in myself in die naam van Jesus Christus. Mag hy op ons lippe wees, mag hy in ons harte wees, mag hy in ons doen en late wees, en ook vanoggend elkeen van julle omhels met 'n warm welkom in sy teenwoordigheid. Amen. Voordat ons gaan saam lees uit Handelinge, so klein bietjie agtergrond, dat ons almal op dieselfde bladsy begin vanoggend oor Handelinge. Toe ek universiteit toe gegaan het, het ek by die Universiteit van Pretoria begin. En daar was 'n professor wat 'n spesialis was in die boek Johannes. En ons het weggetrek met 'n spoed, en ons het vir 3 jaar lank Johannes gedoen. En toe ervaar ek dat ek 'n redelike kenner is op die gebied van Johannes. En 'n studielening of 'n studie beurs wat ek ontvang het, die nooi my na Stellenbosch toe. En ek skuif toe van die ene universiteit na die volgende een in Stellenbosch. En ek daag daar op met 'n lied in my hart by die eerste klas in Nuwe Testament. En hier staan 'n professor en hy sê baie welkom en hy sien uit na die volgende 3 jaar. Ons gaan die boek Johannes doen. Here, so ek is tot vandag toe nog in die Nuwe Testament 'n kenner op Johannes, en die ander het by my verbygegaan, en dit sluit Handelinge in. Maar een of ander tyd, hierdie boek wat ek al 'n paar keer probeer lees het, wat vir my swaar is, wat vir my op 'n manier moeilik verteerbaar is, het net nie 'n greep op my gekry nie, ek nie 'n greep op hom nie, en toe moet ons verpligtend vir ons voortgesette teologiese opleiding 'n kursus doen wat lank gevat het, amper 'n jaar. Die kursus se naam Vreugdevol in Pas, en hierdie kursus bou op Handelinge. Dr. Tom Smit, wat na die VSA toe gegaan het om sy doktorsgraad te doen oor hierdie kursus, bied hierdie kursus vir ons aan, en ons is in 'n groepsgesprek, en daar word sekere vrae vir ons gevra oor Handelinge, en ek sê vir hom, jy weet Tom, ek preek nie sommer uit Handelinge uit nie. Hy sê, hoekom nie? Ek sê, want ek is bang ek gaan heeltemal charismaties raak, as ek moet alles navolg wat hier staan. Hier is die spreek in tale, hier is die vreemde verskynsels van die Heilige Gees, en al hierdie dinge, en hierdie gaan verdeeldheid bring, so ek het maar net wyd om Handelinge gehardloop, maar hy het dit weer oor vertel, en hy lag nou nog daaroor, en toe sê hy, maar in hierdie kursus sal ek jou leer om die kosbare skatte van Handelinge, ons eerste gemeente, die eerste kerk na Jesus Christus, hulle handelinge uit iets aan te neem vir ons handelinge, wat kan maar voortbou op hierdie goeie stryders. Jy kan hulle vergelyk met die voortrekkers, jy kan hulle vergelyk met die bittereindes van die Anglo-Boereoorlog, maar selfs dit is nie 'n goeie vergelyking nie. Dis 'n kosbare skat wat vir ons nagelaat is, en nou doen ek baie moeite om Handelinge beter te verstaan. En ek dink hierdie toerusting wat ons noem Vreugdevol in Pas, wat ons self in 'n nuwe groep wat ontstaan het in ons gemeente al amper 'n jaar mee besig is ons verskriklik dankbaar dat ons iets kan leer uit Handelinge. En nou is ons op 'n punt waar hierdie inpasgroep gereed is om 'n klomp nuwe
gewoontes vir ons as gemeente uit te rol, sodat ons ook vreugdevol in pas kan wees. En ons moet nou hierdie werksaamhede van ons wat agter die gordyne plaasgevind het vir amper 'n jaar, moet ons die gordyne ooptrek en die gemeente begin innooi. En hier is die geheim, en ons gaan baie daaroor praat. Die geheim van hierdie kursus en die geheim van Handelinge is dat sterk leiers, nuwe predikante en dominisse, soos julle ons noem, nie gemeentes verander nie, of vernuwe selfs nie. Ons het 'n rol daarin te speel. Maar die groot vreugde van in pas kom met die lewende Here is wanneer gemeentes daai werk doen. Wanneer gemeentes in pas kom. En dit is die verrassende van hierdie kursus. Maar nou gaan ons eers 'n bietjie stil staan by Handelinge 28 vers 30 tot 31. Kom ons bid saam en vra die Here se seën. Here, dankie vir hierdie dokumentêr, hierdie wonderlike dagboek wat 33 jaar gevat het om te skryf, as 'n skatkis van wat het gebeur in die eerste gemeente, die eerste kerk, die Christelike kerk na Jesus Christus. Dankie vir wat ons daar kan leer, maar help ons dan ook om soos hulle, ten spyte van die klippe en die houe en die teenkanting en die kritiek en die dwarsboming, vreugdevol in pas te bly. Die oorwinning van die Christelike leefwyse is uiteindelik soet en die moeite werd. Kom doen dan ook vanoggend meer as 'n mens se stem en 'n mens se ore, en ek bid dit in die naam van die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Handelinge 28 vers 30 tot 31. Ons lees 'n bietjie agteruit. Nie waar het die kerk begin nie, maar amper waar het die eerste 33 jaar geëindig. Dit eindig in die tronk in Rome. Maar luister wat skryf Lukas, die mediese dokter en die geskiedenisskrywer, oor wat het Paulus vir hom gesê het daar gebeur. Paulus het 'n volle 2 jaar lank in 'n huis gebly, huisarrest soos Paul Kreer in Switserland. Hy het die huis gehuur en hy het almal ontvang wat hom besoek het. En hy het die koninkryk van God verkondig. En die mense alles oor God, die Here Jesus Christus geleer. Dit het hy gedoen met die grootste vrymoedigheid en sonder enige verhindering. Dit was vir om en by 2 jaar lank. 'n Bietjie verder lees ons, 'n bietjie hoër op in Handelinge 28. Skryf Lukas Paulus se getuienis hier in Rome, en hy sê ek is in hierdie boeye ter wille van hom vir wie Israel verwag. Ek is in hierdie boeye ter wille van hom wie Israel verwag. En dan kom die tema, en dis 'n prentjie van Paulus daar in die tronk, en dis nou kontraste, dis teenstrydighede. Wie van ons wil in 'n tronk in Rome wees? Wie van ons wil gemartel word? Trouwens, hy en Petrus is in Rome doodgemaak later. Wie van ons wil dit wees? Maar ten spyte daarvan, in Handelinge herhaal die vreugde van Christendom wat vasbyt ten spyte van die boeye en ten spyte van die vervolging en die marteling. En daarom hierdie kontras, aan die een kant die tronk, die boeye, die martelings, die teregstellings van die apostels, maar aan die ander kant hierdie tema, dis die goed wat ons vreugdevol in pas bring, en dit is ook die kerk. Onthou nou net,
Die evangelies, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, is die verhale van Jesus en die disippels. Handelinge is die eerste verhaal van die kerk wat in beweging kom in 'n baie moeilike wêreld. Die kerk se verhaal van die grootste liefde, inpas. Nou moet ek daarom net vir julle gou dit vertel. As jy nou in die weermag is, of die skoolkadette, onthou julle dit nog, skoolkadette. Hierdie gemeente weet nou, ek sê baie keer, die Here het vir my 'n paar talente gegee, maar ritme is nie een van hulle nie. So, ek sê vir hulle, ek kan glad nie dans nie, want ek het so min ritme, ek kan nie eers aan 'n deur klop nie. En toe ek my bevind, toes ek nou in 'n kadetgroep wat moet gaan deelneem aan 'n drillkompetisie. En ons ouers was daar en daar was een ou, toe ons nou afkom, ons moet so om die baan drill. Toe stap hy so na my toe sê hy, nee, hy het gesien, ek was die enigste ou wat in pas was. Die res was almal uitpas uit. Dit is die naam van 'n kursus wat sê vreugdevol inpas wanneer die gemeente ook begin om in hierdie ritme in te koop. Maar nou wil ek eers 'n paar dinge met julle deel oor Handelinge, want dit is baie interessant. Ons gaan so 'n klein bietjie Bybelskool hou vanoggend. Maar ek wil julle aanmoedig om dit self te gaan lees en self te ontdek. En as jy 'n bietjie van hierdie agtergrond het wat ek nooit geweet het nie, want ek was goed geskool in Johannes Evangelie 6 jaar lank. Wat en waarom is Handelinge in die Bybel? Kom ons begin met 'n skyfie wat vir ons meer gaan vertel waar het Handelinge ontstaan. Nou, dit is 'n kaart wat Turkye insluit en dan wil ek vir julle wys daar waar daar so 'n pyltjie is. Ek weet nie of julle dit kan sien nie. Ek dink die groot provinsie is Galatia. Galatia, net so onderkant hom is daar 'n dorpie Antiochië. Handelinge kom nie uit Israel uit nie. Dit moet ons nou mooi verstaan. Hierdie is 'n sendeling storie. Hierdie is die dagboek van 'n sendeling. Dit kom uit die eertydse of vandag Turkye, Antiochië. Daar was 'n groot verskil in die persoonlikheid en in die visie van twee apostels. Die een se naam is Petrus. Dit word vertel in Handelinge, en die ander ene is Paulus. Petrus wil 'n dominee wees en hy wil na binne toe werk. Maar Paulus gaan na die heidene nasies toe. Hierdie Antiochië is omtrent 500 km noord van Jerusalem. Nou moet jy sien hoe het die evangelie van Paulus nadat hy tot bekering gekom het al begin versprei na Europa toe. Hier in Antiochië kom 'n mediese dokter tot bekering. Sy naam is Lukas. Hy is die skrywer van Handelinge en dis nie dieselfde Lukas as Lukas die disipel. Dis 'n heiden wat tot bekering gekom het. Handelinge is die eerste dagboek van 'n sendeling in 'n vreemde land. En ons hoor die inpas kom van die nuwe veldbrand, die Christendom in die spore van Jesus Christus. Kyk tot waar het dit gegaan en het dit uitgebrei. Hy skryf hierdie dagboek vir 'n man met die naam Theophilus. Griekse naam. Theophilus, as jy hom so ontleed, dan beteken dit liefhebber van God. Iemand wat God liefhet. Dis sy naam. Tot vandag toe nog weet ons nie, was Theophilus regtig daar, of is ons die Theophilus aan wie hy hierdie dagboek nalaat.
Want ons is mos liefhebbers van God, is ons nie? Daar is 'n groot verrassing wat op ons wag oor hierdie Theophilus. 'n Paar jaar gelede is daar 'n boek geskryf deur Michael O'Brien oor Theophilus. Hy het eintlik 'n roman geskryf en in hierdie roman vertel hy dat Theophilus 'n naby familie, dalk 'n pa of vriend was van hierdie mediese dokter en skrywer Lukas. En Theophilus het nog op die kant gestaan en hy was nog nie bekeer nie. Handelinge is aan hom gerig om vir hom te vertel dat daar iets uniek is aan Christendom. En as ek vandag hierdie geheim kan uitlaat, almal in die tyd van Jesus Christus, as jy 'n Griek en 'n Romein was, het geweet, jy wen deur dood te maak. Dit was die Romeine se werk om oorlog te maak, ander mense se goed te vat, in te palm, mense dood te maak. Dit is alleen hoe jy vorentoe gaan in hierdie lewe. En grond en eiendom en rykdom in te palm, deur mense dood te maak. En as daar iets is soos die Christendom wat in jou pad kom, dan maak jy hulle ook dood, veral hulle leiers. Maar nou skryf hierdie Lukas wat hy sien by die apostels en by die eerste Christene, hulle word doodgemaak. En hoe meer hulle doodgemaak word, hoe groter word die gebied en die koninkryk van Jesus Christus. Dis 'n vreemde besigheid. Julle, die evangelie van Jesus Christus is 'n vreemde besigheid. Die vreugde het nie te doen met die vreugde van besaars en inkomstes nie. Die vreugde is omdat duisternis nie die lig kan uitdoof nie. En hoe meer hulle jou leiers onder druk sit in die tronk en doodmaak, hoe meer floreer die Christendom. En as jy gaan kyk, wie het die Romeinse Ryk, of wat het die Romeinse Ryk tot 'n val gebring, 300 jaar na Christus, ook met die bekering van Konstantin, dan was dit hierdie vervolgde Christene. Hierdie mense wat tussen die leeu's en die beere in die Circus Maximus gaan veg het terwyl mense skree, dit was hulle rappie, hoe leeu's en beere vrouens en kinders verskeer. Ten spyte daarvan het daar 'n pandemie uitgebreek in Rome. En het hierdie mense wat hierdie Christene so vervolg het, gaan versorg. Die Christene het die Romeine wat doodgelê het op die straat gaan optel, en hulle begrawe en hulle wonde verbind. En stukkie vir stukkie het die Romeine Christene geword. En Paulus en Lukas en Theophilus was die eerste mense. Maar hierdie storie, en dit is hoekom dit vir my as 'n jong mens so moeilik was om te lees, want dit is net teenkanting op teenkanting op teenkanting. En net so draak van 'n karakter hou, dan word hy doodgemaak. Ek dink toe nogal daaraan, as ons soos die passiespel 'n blyspel kan maak van Handelinge, en julle as gemeentelede kom meld aan in hierdie blyspel, dan gaan ek vir jou sê, wie wil Paulus wees? Maar dan wil ek jou herinner, jy moet ook die rol kom speel van Paulus se kop wat afgekap gaan word. Goed, wie wil die rol van Stefanus speel? Dan gaan ek vir jou sê, jy moet hier op jou knieë staan, ons gaan jou met klippe gooi. Ok, kom ons sê, iemand gaan sy hand opsteek en sê, maar kan ek die rol van Petrus speel? Ek sê, reg, kom, ons gaan jou onderste bo kruisig een of ander tyd. Dis hoe dit gaan as jy Handelinge 'n blyspel van wil maak. Dit
is die groot teenstrydigheid van die evangelie. Is dat die vreugdevol in pas met Jesus Christus sluit nie die opoffering van my en jou se lewe en tyd uit nie. Dit sluit dit in en dit word deel van die vreugde. Uiteindelik, nadat ek alles mooi begin verstaan het, het ek ook tot die gewaarwording gekom dat ons wat so haastig is en so vinnig veranderinge in gemeentes wil sien, moet onthou, dit het 33 jaar gevat vir Lukas om die volle Handelinge te dokumenteer. En ons kan dankbaar wees oor elke liewe iets wat hy daar neergeskryf het, om ons ook te herinner dat vreugde is iets anders. Handelinge se naam is baie snaaks. In die begin was Handelinge se naam nie Handelinge nie. Daar was 'n klompie goeters gewees. Dit was onder andere genoem die Handelinge van die apostels, maar daar is eintlik net 2 apostels wat sterk funksioneer, en dis Petrus en Paulus, en hulle is uiteenlopende apostels. Die een werk na binne en die een werk buite in die wêreld in. Ek dink Paulus het iets so 27.000 kilometer met sy voete afgelê om hierdie evangelie te bring tot by my en jou vandag. 'n Ander voorstel was, kom ons noem dit die Handelinge van die Heilige Gees. En toe het die slim ouens wat oor Handelinge navorsing gedoen het, gesê, maar daar is die Handelinge van die Heilige Gees, maar daar is ook die doodgewone goeie Handelinge van lidmate, nuwe bekeerlinge. Wat het hulle gedoen? Hulle het kos gemaak en vir mense kos gegee. Hulle het gesing en die Here geloof en prys. Hulle het die Romeine se wonde versorg. Hulle het ontsettend baie gedoen om hierdie eerste kerk te laat groei. Doodgewone lidmate. En vriende, laat ek vandag sê, ek kom pas van 'n ander kursus af, of 'n byeenkoms, dit was ons ring gewees, het hulle gesê, ons moet dit maar in die NG Kerk begin erken, dat ons die amp van die gelowige afgeskeep het, die afgelope klompie jare. Jou amp en jou plek is net so vreugdevol in pas soos die ander groot leiers in die NG Kerk. En dan moet jy onthou toe hulle hier in Handelinge, hierdie topouens, Paulus en Petrus se koppe laat rol, toe vat daai gemeente die evangelie die wêreld in. Lidmate. Elkeen 'n leier en elkeen het in pas gekom. So, wat sal 'n goeie naam wees vir Handelinge? Want julle moet nou met my saamstem. As jy nou tiener is en jy lees die Bybel en jy kom by Handelinge. Wat? Handelinge. Klink so asof hande moet werk. Wat, nee? Houtwerk. Iets waaroor ek vir jare nie baie goed was. Wat se Handelinge is dit? Maar hierdie Michael O'Brien se roman oor Theophilus wat beteken liefhebber van God, en die doel waarvoor hy skryf is vir hom te sê, jy wat so skepties is oor die Christendom, ek skryf vir jou die volle spanning. Daar was hoogtepunte en dan is daar teenkanting, en dan maak hulle iemand dood, en net soos hulle dink, hulle druk hierdie Christene hier af, dan spring die Christene weer hierdie kant op. Jy kan hulle nie uitdoof nie, jy kan die evangelie nie uitroei nie. En dat elkeen wat sy of haar lewe geoffer het, het deel geword van 'n vreugde. 'n groter vreugde. 'n groter nalatenskap. Die martelare se stories word onthou. En vriende, vergewe my vanoggend vir dit wat ek nou gaan sê, maar die wat dros, en die wat weghardloop, en die wat wegbly, want kerk is verby. Ek wil
vanoggend vir elkeen van hulle vra, maak nie saak hoe suksesvol jy is in die wêreld daar buitekant nie, waar is jou nalatenskap van liefde? Kom ons gee toe dat ons nie altyd vreugdevol in pas is nie. Maar kom ons gee toe dat ons altyd bly soek om weer vreugdevol in pas te kom. En ons kerk kan sy hande saamslaan vir gawes soos Tom Smit en ander wat hulle lewe gegee het om hierdie fenominale kursusse vir ons uit te rol. Want die eintlike naam van Handelinge behoort te wees vreugdevol en pas met die grootste liefde. Toe Paulus sy lewe gee in Rome, het hy dit gedoen vreugdevol. Toe Petrus sy lewe gegee het, vreugdevol. Toe hulle vir Stefanus stenig en die klippe op hom reën, het hy gesê, my Here en my God. Hulle het getuig waar die klippe en die spykers en die toue en die byle geval het. Nie weghardloop en gedros nie. Maar hier is 'n nalatenskap van 'n boek wat sê, as jy vir die evangelie offer, dan gee jy liefde. As Jesus aan die kruis sy lewe offer, dan gee hy liefde. En ek vra almal wat ons afskryf, waar is jou nalatenskap van liefde? Daarom, soos ons vanoggend begin het, daar is net een naam. Jy laat niks na hier, as dit nie in die naam van Jesus Christus is nie. En dit is waar Salomo al lank voor die Nuwe Testament geskryf het. Pas op vir die gejaag na wind en alles wat tot niks kom. Die lig kan nie uitgedoof word nie. Ek onthou toe ek op universiteit was, het daar 'n klomp van my klasmaats reeds gesê, ons gaan nie verder studeer nie. Hier is nie 'n toekoms nie. Party het reguit gesê, hier is ook nie geld nie. En hulle het gegaan, suksesvolle sakemanne geword. Ek kom pas van 'n ring af. In KwaZulu-Natal is Afrikaans en die NG Kerk nou 'n bedreigde spesies, ons weet dit. En in hierdie nuwe ring wat ontstaan het tot by Cederwil. En toe ek op universiteit was, 1987, 88 begin het ouens al begin daar om die kerk nie 'n toekoms te gun nie. Ek kom van 'n ring af. En al is ons klein, is daar nog steeds kerk in Cederwil. En daar is nog steeds kerk in Matatiel. Hy lyk miskien nie meer so nie, maar daar is nog steeds kerk, want die lig kan nie uitgedoof word nie. Die liefde van die kerk en van elke gelowige is 'n nalatenskap van vreugde. Die liefde oorwin die bose. Al hamer die bose ons, al kappel ons soms ons koppe af, al gooi hulle ons met klippe, die bose oorwin nie. 2000 jaar na hierdie gemeente se ontstaan, is ons nog steeds hier, ten spyte van ons foute, en ten spyte van ons mislukking, en ten spyte van die drosters, en die mense wat weghardloop en opgegee het. Ek weet, hier is 'n reis met spanning. Dis die spanning, net soos wat jy dit in Handelinge gaan lees, tussen die wonderlike goed van die Heilige Gees, die lig en die duisternis. Die spanning sal altyd wees. Ons gevangenskap en ons boeye is anders as Paulus en Petrus en Silas en Stefanus en die andersin. Ons gevangenis is vandag ons twyfel. Ons opgee langs die pad. En om hierdie opofferende en selfledigende liefde te verruil vir 'n liefde net vir myself
En iemand het nou die dag vir my gesê, kom ons raak eerlik, ek raak moeg vir myself. Ek raak moeg vir my eie gedagtes. Ek raak moeg vir dieselfde goed wat herhaal in my lewe. En as jy op daai punt kom, my liewe vriend en vriendin, gaan deel iets uit vir iemand anderste. Laat jou geloof ook oorgaan in handelinge. Dis vreugde. Ek het al 'n paar keer ervaar wanneer dit in my lewe so bietjie swaarmoedig voel, wanneer ek amper kan sê iets is besig om my depressief te maak, dan gaan ek na 'n hospitaal toe. Of ek gaan na iemand toe wat bedlêend is in 'n aftreeoord. Om een of ander rede, as ek daar uitstap, is die depressie weg. Want dit is die vreugde van die evangelie. Hoe werk hierdie Christelike vreugde dan, om vreugdevol in pas te kom? Die vreugde van die evangelie is 'n vreugde van bekering. Dit is nie 'n vreugde van suksesvolle besare en ander goed. Dankie Here dat daar ook sulke goeders is. Maar die hoofsaak is die vreugde om in pas te kom met Jesus, en dit beteken jy moet tot bekering kom. Daar is ook die vreugde van die Heilige Gees wat saam met jou reis. Daar is die vreugde van mense wat verander. Tom Smit vertel hoe hulle hierdie seentjie in 'n park gekry het met dwelms en hom in sy huis geneem het en aan hom gewerk het en liefde en aandag gegee het. Vandag is hierdie jong man 'n jeugleier in hulle kerk. Ons mis dit wanneer ons alles net so vashou. As ons uit ritme met die lewende Here. Die vreugde van Jesus se liefde wat die laaste sê het, nie kritiek nie. Nie opinie nie, ons leef in die digitale wêreld waar opinies links en regs uitgeslinger word die wêreld in, maar die vreugde is die liefde van Jesus wat die laaste sê het. Almal wat so besig is, almal wat so sonder die kerk se moeite en verdriet wil probeer lewe, kom weer in pas. Vreugdevol in pas by die lewende Here. Ek sluit af met 'n baie interessante skyfie van wierook. Julle, veral in die Bybelse tyd was dit 'n baie bekende gebruik om daai wierook te brand. Maar luister wat skryf Paulus in 2 Korintiërs 2 vers 14 tot 15. Maar aan God die dank. Hy voer ons altyd saam in sy triomftog. Is dit die moeite werd? Die triomftog lê nog voor vir ons. Paulus het dit ook gesê, strek my uit na dit wat voor lê. Hy voer ons altyd saam in sy triomftog omdat ons een is met Christus. Deur ons versprei hy die kennis van Christus soos 'n aangename geur. Ons is die wierook wat deur Christus vir God brand, waarvan die geur die bereik wat gered moet word, sowel as die wat verlore gaan. Hoe meer ons vervolg word, hoe moeiliker dit partykeer gaan, hoe meer die aangename geur van wierook. Vreugdevol in pas. Hier is hy, hierdie reeks, waarmee die hele span, wat al vir 'n jaar lank saam met my werk op donderdagaande, vir julle van Sondag tot Sondag gaan uitnooi, om saam met ons opgewonde te raak oor hierdie handelinge. Tom Smit noem dit gewoontes of ritmes te kom van om 'n gemeente te wees wat na binne toe omgee, maar ook
na buite toe weggee. En kom ons begin nou die houe en die gewig en die las van hierdie roeping op onsself te neem, soos wat Paulus in houe en spykers en byle en boeye was, en sê, sonder hierdie pyn gaan ons ook nie die ware vreugde ervaar nie. Kom ons hou op om daarvoor weg te hardloop. Eintlik is ons bestem en geroep vir 'n groter vreugde. Amen. Kom ons bid saam. Here, om deel te wees van 'n gemeente en hierdie gemeente van die kerk in KwaZulu-Natal en KwaZulu-Natal in Suid-Afrika, en dit bring ons uit by amper 1 miljoen lidmate. En ons is deur die tyd van Jan van Riebeeck en die een oorlog op die ander een, en die Anglo-Boereoorlog en die Eerste Wêreld en die Tweede Wêreldoorlog, en dan die skeurings binne in die kerk, en hier is ons nog steeds. Wil jy nie asseblief, soos Lukas wat 'n dokter is, ook na ons toe kom, en ons kom dokter, en kom salf smeer aan alles wat krities is, en alles wat negatief is, en net van my iemand te maak wat vreugdevol in pas kom, want U, Jesus Christus, gee die pas aan. En almal wat wil kort paaie vat en net die kerk wil sien is 'n lekker plek, wil jy nie ook salf kom aansmeer en ons tot bekering bring, dat hierdie 'n plek is van handelinge, van sweet en opofferinge. En daarmee ook, Here, kom smeer salf aan ons as geestelike leiers, dat ons oë oopgaan en ons weer die vreugde van die evangelie herontdek. Die gaan haal van Jannie in die park, al is hy aan dwelms verslaaf. Bring die stories terug van mense wat verander het. Dis vreugde. Vreugde in pas met die lewende Here. Seën ons gemeente, seën hulle wat na jare ons verlaat vanoggend en verhuis na ander plekke toe. Seën hulle wat in die hospitale is. Seën hulle wat hartseer is. Seën hulle met die vreugde teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen. Hoe werk 'n groep? Wat is die protokol? Hoe gaan ek in 'n groep in en hoe gaan ek in 'n groep uit? Hoe pas ek hierdie groep op? Hoe pas ek in? Wat maak ons as daar konflik in die groep is, ensovoorts, ensovoorts. Maar weet julle wat is die mooi ding? Ons kom pas terug van 'n toerusting af, wat ons by naby Hiberdien gedoen het, wat sê ons praat nie meer in die kerk van Jesus Christus as vrywilligers wat werk nie. As jy bazaar toe kom, of wat, jy is nie 'n vrywilliger nie. Almal wat in die kerk werk, is geroepenis. Soos wil die status van almal in groepe verhef tot die van 'n geroepene. Laat Jesus se lyding ons tot heil wees, sodat ons ook in daai lyding kan volg. Dis nie te vergeefs nie, dis wierook. Ek sluit af met 2 getuienisse van hierdie wierook. Iemand kom help my by die kerk na die bazaar met net so 'n klein taakie om te doen. Later daai middag bel hy my terug en hy sê dit het so groot taak geword. Want toe hy sien hoe die ander werk, het hy ingeval en gaan help. By my huis is daar 'n waterlek, en 'n waterlek in 'n Amanzimtoti beteken armoede en ellende. En gemeentelede het gekom en hulle Saterdag geoffer en gewerk en gesoek tot daai waterlek uitgesorteer is. Dis die seën van gemeente wees.
En daarom is dit vir my so groot voorreg om julle uit te stuur in die handelinge van hierdie apostels en gemeentelede, in die vreugde van Theophilus, vriend van God. Gaan wees net in die skadu van die rots wat vir my en jou geslaan is, en maak die verskil in hierdie wêreld tot eer van sy naam. Amen.